Okay, so niks in die lewe staan stil nie, nê. Dis AI en die goed verander en jy weet Elon Musk is besig met 'n klomp dinge, maar moet nou nie vir bokkie weggooi nie. Hulle is permanent besig om te kyk hoe kan hulle 'n ding beter doen en op die einde van die dag 'n voordeel teruggooi vir die boer. Ons vind 'n bietjie uit op die rippers, wat is die nuwe veranderinge en al daai goeders wat hulle bygebring het en hoekom? Kom ons luister. Henry, like it? Gaan jy André? Nee, doodstil, rustig. Okay, so, hier's julle ou staatmaker inline ripper, maar julle staan nou nie heeltemal stil by die goedersie. Verduidelik my gou eers voordat ons by die veranderinge kom en daar's 'n klein huisie vol wat jy my mooi kan deurvat. Ons kan na hom kyk en dan kan ons na sy maatjie kyk wat hierdie kant staan en kan ons nou mooi sien, nê. Nee. Hoekom bly verander in 'n ding? Want jy weet nê, as ek mos nou kyk, as my selfoon in die oggend, hulle update mos deesdae op hulle eie, nê, en dan is die knoppie nou nie meer waar hy was nie en dan raak ek nou iets grimmig so. Hoekom nie net die ding dieselfde hou nie? Hoekom het julle upgrade? Ag André, eerste ding is ons leer. Dis eintlik maar die groot ding. Ons leer aanhoudend. Ons raak beter in die proses en wat ons doen elke dag. Ons leer iets nuuts, bietjie terugvoering aan die mark uit, ons eie, jy weet, toetse, proses wat ons dalk nie ontlok het, 'n deel in ons waardeketting en dan wil ons dit deurgee vir die kliënt. Dis 'n beter produk op die einde van die dag. Jy wil net my sê is nou amper iets soos wat ek kyk nou sommer hier agter julle het nou hierdie se tonals ook nou nog geverf hierso, nê. Maar wat die sluitparte wat 'n probleem was vir baie ouens om te sê man, die ding se sluitparte gebruik te veel sluitparte in die eerste jaar. André, daai is 'n proses wat nie kan stop nie. Daai ontwikkeling moet, ek wil vir jou sê, amper daagliks gebeur. Wat jy kan verbeter, kan verbeter. Waar ons met ons verskaffers kommunikeer en sê, hoorie, dit is ons terugvoering. Kan ons nie dit so omdoen nie? Kan ons nie dit doen nie? Hierdie partware hierso, kom ons verander die vorm so bietjie. Dit vat net lank. Baie van hierdie goed sit, want die logistieke ketting agter dit is ongelooflik lank. En daar's baie koerierpakkies wat die hele wêreld gaan met samples en dis goed wanneer ons al, kom ons sê 2 of 3 jaar werk en nou kan ons dit uiteindelik nadat dit getoets is. Want dit moet ook eers getoets word. Ja. Is dit beter of is dit beter? Is dit actually, hy kan ook slegter ook wees. Dit het al gebeur. Dan haal dit nou net die produksie nie. So dan maak jy modifikasies, dan sit jy dit op as jy die geleentheid kry. Nou okay, verduidelik my gou, kom ons begin sommer by die beginpunt. Wat se oulike goed het julle dan nou verander op die rippers? Eerstens is 'n paar verstellingsmeganismes het ons bietjie verander. Jy weet, laat die kouters byvoorbeeld makliker stel. Ja. Dit is iets wat ons eintlik in 2025 al deur die seisoen met 'n indicator, jy weet, om vir jou te wys wat jou posisie van jou kouters. En dat hy so maklik vinnig en maklik. Okay. En omdat dit so primêre, daai meganisme byvoorbeeld, omdat kouters so primêr belangrik is vir 'n inlyn, moet dit kan vinnig stel. Met jou. Ja. Vir jou toestande en vir Ek jou wil nie goed losmaak en vasmaak en te kere gaan. Nee, dit moet vinnig gaan. Jy moet kan uitklim en 30 sekondes later moet hy gestel wees en jy moet aangaan. Presies. Eenvoudig. Ja, ek stem saam met jou. En het julle hierdie kouters ook nou opgehaal die vorige lot of was dit net was dit nie net gewone blank? Dit was 'n gewone blank. Eerstens het ons tyd gevat om die kouter te laat ontwikkel. Maltbou, wegstuur, samples wat maak. Wag, ek sien is 'n bokkie. Ja. So ek bedoel hierdie tipe goed vat gewoonlik 2 of 3 jaar om dit tot ons satisfaksie gedoen te kry. En uiteindelik is dit in produksie en is op ons masjiene. Uitstekend. Okay. En dan obviously julle die sluitparte ding, terwyl ons nou net vinnig op hom net, want hierdie zigzag besigheid wat julle nou hier gedoen het, wat is dit? André, kyk, dit is hoë kroomdraad, waarmee ons, kom ons noem die slydeel panser, kan baie weerstand hanteer. Met toets het ons dit vir ons gelyk, hierdie is die beste patroon. Nou is dit standaard op al die masjiene weer. Nou hardloop en ek hoef nie noodwendig, en as hy jy het dit genoem voordat ons gepraat het, jy kan daai ding sommer met jou eie hard facing sommer net ook vat en dan patroon jy hom net. Koöperasie, Afrox of 'n goeie swyswinkel naby jou. Al daai ouens het dit in. Daai ou hard facing rods wat ek kan nie onthou waar my pa dit kwaai gebruik nie, maar hy het ook aan sy stoor was altyd 'n pak of 2. Jy rek die lewe van hierdie part ongelooflik deur om daai hard facing proses. As jy hard facing weggeweer is, sit dit terug. Elke paar dae hardloop Elke paar dae sit dit terug en jy rek die lewe van jou slydele ongelooflik. Jy sien. Okay, en dan hierdie veer, verduidelik my gou.
van die enkel grootste opgradering vir die seisoen dink ek was hierdie veer gewees. Ja. Baie meer betroubare pak, beter sterkte. Dit gee ons ook weer kans om die masjien se ontwikkeling, kom ons sê vir 2027, 2028, toe te laat om ander goed met die masjien te doen, want die pak, die bladveer kan dit ewe skielik hanteer. Ek hoor jy. Maar weer eens, dit was 'n jaar of 2 jaar proses vir ons gewees om te toets, seker te maak dit werk. Dis 'n opgradering, nie 'n sywaartse gradering. En as ek nou maar, okay, maar ek het nou 'n bokkie, kan ek nou daai nuwe veer op hom sit? Andre, meeste van ons masjiene, en ons is erg daaroor, parte moet kan heen en weer ruil. Tussen nuwe masjiene en ouer generasie. Dit gee ook die geleentheid om jou, kom ons nou met 'n masjien wat al hard gewerk het, Ja. te vernuwe met die nuutste van wat, en dit pas. Dit werk terug op jou masjien. Jy is nie geforseer om 'n hele masjien te koop nie. Meeste van hierdie parte kan teruggaan. Sien, ek like dit, nee. En nou is ek nou net gevat, nee, hierdie ene wat nou eintlik die nuwe ene is. Nou as ek praat van die nuwe een, praat ek van 2 Ja. fundamentele goeders wat Ja, geskuif het ja. as ek het. Hierso hardloop julle met cast iron, Casted steel. casted steel, is dit wat dit is? Casted Okay, steel, ja. sorry, nie cast iron nie, casted steel. Nie daai wat ons die potjie kos in maak hier, nê. En dan hierdie kant ook. Hoekom wil ek dit dan nou doen? Kyk Andre, die een ding van casting, kom ons begin met die een voordeel van 'n casting is dit is 'n 3-dimensionele part op 'n manier. Ons Ja. kan struktuur sit waar ons struktuur nodig het op die part. Ja, Omdat jy kan werk op 'n 3-dimensionele manier. so jy kan hom letterlik versterk daar waar hy moet versterk word Ja. en onnodige hoe kan ek sê materiaal uithaal waar dit nie nodig Waar dit is nie nodig het. Eenstens te bring 'n besparing aan die verbruiker, bring besparing aan ons kant. Dis ook 'n arbeidsfaktor. Dit was 'n ongelooflike duur part vir ons gewees. Baie komplekse part om te bou. En nou kom dit hier aan klaar reg geverf. Ons kan dit net op 'n masjien sit. So weer eens, dit bring 'n besparing vir die kliënt, dit bring 'n beter part vir die kliënt, maar aan ons kant ook, die proses word eenvoudiger om die masjien te bou. So sê vir my, as ons kyk na Bokkie, julle maatskappy filosofie wanneer julle goed te bou, hoe presies kyk julle na die goed? Kyk Andre, jy weet hoe lyk die landbou daar buite. Dis 'n baie prysgedrukte bedryf op die oomblik, insetgedrukte bedryf. So ons wil aan 'n ou die beste ware vir geld kan moontlik voorlê. 'n Baie goed gepryste masjien teen die beste kwaliteit wat ons hom kan lewer. En die een manier vir ons om dit te doen is om effektief te werk, is om produktief te werk en so goedkoop as moontlik hierdie masjien te vervaardig. Want ons kan daai besparing weer teruggee aan die verbruiker. En gegee die toestande daar buite is die enigste manier vir ons almal om 'n pad vorentoe nog te kan stap. So wat jy vir my amper wil sê is Bokkie buffer die boer. Ja, ek sal dit daarom nou nie sê nie, maar ja, mens probeer jou ons weet hoe lyk dit. Jy weet, ons weet hoe lyk die scenario daar buite. Dis ons kan nie net meer gaan blindelings links en regs die duurste masjiene koop nie. Jy moet waarde vir jou geld kry. Uitstekend, Henry. Dankie baie. Okay, ek kan dit nou nie sê nie, maar ek kan dit daarom nou sê, nê. Luister hierso, ek love dit as ek so by plekke kom en ek sien hoe hulle vooruit gaan. Ek meen, ek dink sommer altyd terug aan wat Willie Jones gesê het, rondom wat hy sy vervaardigingspraktyke bietjie verander het. Gaan van 4 ure na 7 minute op 'n parkie toe, maar gee daai terug vir die boer. Selfe besigheid wat hier is om te gebeur. So, altyd op die voorpunt van tegnologie, kyk hoe hulle die goeders beter en beter kan doen, en tog kom dit terug na die boer toe. So, Bokkie, hulle buffer die boer. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.